Goeienaand, liewe vriende. Ek groet jou in Jesus Christus se naam. Dankie dat jy vanaand inskakel by die aanddiens van Uit die Woord Digitaal. Ons skriflesing kom vandag uit die woord van die Here uit 2 Timoteus 3. Ons lees vers 16 tot 17. Dit is Paulus se woorde aan die jongman Timoteus. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Net tot sover uit die Here se woord vandag. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, in hierdie moderne tyd waarin ons lewe, is daar mense wat alles bevraagteken. Die wêreldse mense vra, wat is die waarheid? Wie besluit wat is reg en wat verkeerd is? Daar is selfs sommige mense wat sê, dat maak nie saak wie en wat jy glo nie, alles is die waarheid. Baie mense sê die Bybel is maar net 'n menslike boek. Die Bybel is oudmodies of is bloot maar net 'n geskiedenisboek. Maar die kerk van Jesus Christus staan vandag nog op die een vaste fundament. Naamlik, die woord van God is nie die woord van mense nie. Dit is die woord van die lewende, soewereine, almagtige God. Wanneer die Bybel praat, dan praat God self. En daarom is die vraag vandag nie, wat voel mense nie? Wat dink mense is die waarheid nie? Maar die vraag vandag is, wat het God gesê? Die Bybelse of die ware geloof staan en val, broeder en suster, by die gesag van die skrif. As die Bybel nie deur God geïnspireer is nie, dan het ons geen vaste waarheid in hierdie wêreld nie. Maar as God inderdaad gepraat het, dan moet ons as mense buig voor sy woord. En die wonderlike waarheid vandag is, God het gepraat. Nie deur menslike opinies nie, nie deur drome nie, nie deur filosofieë nie, nie deur politieke ideologieë nie, maar God het gepraat deur sy heilige, geïnspireerde woord. Vandag gaan ons by 4 punte stil staan in hierdie teks. Wat ek graag wil hê dat jy jou eie moet maak en in moet glo en moet gaan uitleef tot eer van die Here. Nou die eerste punt waarby ons vandag gaan stil staan is die volgende. Die Bybel het sy oorsprong in God self. Hier in ons teks skryf Paulus aan die jongman Timoteus, wat bediening gedoen het daar in die gemeente van Efese, en hy sê in vers 16, die hele skrif is deur God ingegee. Die woord ingegee beteken letterlik God uitgeasem. Die skrif het uit die mond van God uitgegaan. Die Bybel is nie bloot maar net menslike wysheid wat uitgedink is deur iemand nie. Die Bybel is nie maar net bloot 'n geskiedenisboek wat vir ons baie stories kom opsteken nie. Die Bybel is ook nie maar net bloot godsdienstige idees nie, of goeie morele advies nie. Nee, God het mense gebruik om die Bybel neer te skryf.
God is die ware en die oorspronklike outeur van die Bybel. In 2 Petrus 1 vers 21 staan, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek. Die profete het nie sommer hulle eie idees gaan neerskryf nie. Die apostels het nie maar net bloot mooi herinneringe gaan deel nie, maar die Heilige Gees het in hulle harte gewerk en hulle gedryf sodat hulle God se waarhede sou neerskryf. Ja, God het verskillende mense gebruik, vir Moses en Dawid en Jesaja en Paulus en Johannes. Hulle het verskillende style gehad in die neerskryf van God se woord. Hulle het ook in verskillende tye gelewe. Maar agter elke woord in die Bybel staan die Gees van God. En daarom, broeder en suster, is die Bybel een groot volmaakte openbaring van God wat direk aan ons gegee is uit die hemel self. Die Here Jesus self het die skrif as absoluut gesaghebbend behandel. Hy sê in Johannes 10 vers 35, die skrif kan nie gebreek word nie. Toe Satan Jesus versoek het daar in die woestyn, het Jesus hom nie bloot vanuit homself aangespreek nie. Nee. 3 keer antwoord Jesus die Satan, daar is geskrywe. Christus self gebruik God se woord om die Satan aan te val en te weerlê. Christus self het onder die gesag van die woord van God geleef. Hoe durf moderne mense dan vandag sê, ek stem nie saam met die Bybel nie? Wie is jy? 'n ou klein skepseltjie wat niks weet nie. Geliefdes, om die Bybel te verwerp, is uiteindelik om God te verwerp. Die tweede punt waarby ons vandag stil staan, is die volgende. Die woord van God is volkome betroubaar en waar. Nou ons leef, broeder en suster, in 'n wêreld vol van leuns. En ek glo jy het al dikwels daarmee te doen gekry in jou eie lewe. Mense lieg vir mekaar. Mense praat nie die waarheid altyd nie. Regerings lieg dikwels. Ons weet dit almal. Media lieg vir ons. Hoe baie keer kry ons nie valsberigte van dinge wat nooit plaasgevind het nie, maar dit gaan bloot oor sensasie. En dan weet ons, die sondige hart van die mens bedrieg. Maar ek en jy kan vandag weet, God lieg nooit. Numeri 23 vers 19 sê, God is geen man dat hy sou lieg nie. Daarom is sy woord volkome waar. Die Bybel se eenheid bewys sy goddelike oorsprong. Dink net daaraan. Die Bybel is geskryf oor ongeveer 1500 jaar deur ongeveer 40 verskillende skrywers op verskillende kontinente, in verskillende lande, in verskillende tale, onder verskillende omstandighede. En tog het God vir ons een boodskap. En daai een boodskap is Jesus Christus red sondaars tot eer van God. En dit, broeder en suster, is bonatuurlik. Die Bybelse profesieë bewys sy waarheid. Die Ou Testament het eeue vooruit geprofeteer oor 'n Christus, Jesus wat gebore sou word.
uit die Ou Testament sien ons hoe daar geprofeteer is oor Jesus se lyding, oor sy kruisiging, oor sy opstanding. Jesaja 53 beskryf die lydende Messias honderde jare voordat Jesus Christus ooit gebore is. Micha 5 vers 1 voorspel Bethlehem en alles wat vervul sou word in Jesus Christus. God se woord val nooit. En weet jy wat so wonderlik is, broeder en suster? Hierdie woord verander ook harte. Waarom? Omdat dit lewend is. In Hebreërs 4 vers 12 staan daar, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. Geen menslike boek kan deur die Heilige Gees dooie sondaar harte lewendig maak nie, of harte verander nie, skuld wegneem, geloof skenk en mense wederbaar nie. Maar die woord van God kan dit doen, omdat God daarin werk. Die derde punt waarby ons vandag stil staan. Die sentrum of die middelpunt van die skrif is Jesus Christus. En dit, broeder en suster, is krities belangrik. Die Bybel gaan uiteindelik nie eerstens oor Israel, of oor profeseë, of oor die eindtyd, of oor oordeel, of oor morele lesse, of suksesvolle lewens nie, maar die belangrikste boodskap in die Bybel gaan oor Christus. Jesus is die hart van die skrif. Die Here Jesus sê self in Johannes 5 vers 39, dit is die wat van my getuig. Van Genesis tot by Openbaring wys die hele skrif na Christus. In Genesis is hy die saad van die vrou. In Exodus is hy die paaslam. In Levitikus is hy die volmaakte offer. In die Psalms is hy die koning. In Jesaja is hy die lydende knegt. In die evangelies is hy die verlosser. In Handelinge is hy die opgestane Here Jesus. In Openbaring is hy die koning wat kom. Die Bybel is een groot gebeurtenis van God se verlossing deur Jesus Christus. Die grootste doel van die skrif is Jesus. En die skrif, die Bybel, broeder en suster, wil jou na Jesus bring. Want sonder Jesus Christus bly jy verlore. Sonder Jesus Christus bly jy onder God se oordeel. En sonder Jesus Christus bly jou sonde onvergewe. Maar die woord wys na die kruis. En daar sien ons God se heiligheid. Ons sien God se geregtigheid. Ons sien God se liefde en ons sien God se genade. Jesus Christus het aan die kruis die straf gedra vir almal wat in hom glo. Die geïnspireerde woord verkondig dus nie menslike prestasies nie, maar goddelike genade. Dit is suiwer. En daarom het ek en jy 4 belangrike dinge nodig. Sola scriptura, die woord van God alleen. Sola gratia, genade van God alleen. Sola fidei, deur die geloof alleen in God word ek gered. En in die 4de plek, sola Christi, Jesus Christus alleen is die ware verlosser. Ons staan stil by die 4de punt vandag. Ons moet hierdie woord gehoorsaam, glo en gaan verkondig. As die Bybel werklik God se woord is, dan kan ek en jy nie neutraal staan nie.
Die woord eis van ons gehoorsaamheid. Baie mense in hierdie wêreld hoor die Bybel, maar hulle wil hulle nie daaraan onderwerp nie, of hulle eie interpretasie daarvan gee. Hulle kies watter dele uit die Bybel hulle wil aanvaar. Die ander los hulle. Maar geliefdes, God se woord is nie soos 'n buffet waar ons kan kies waarvan ons hou en wat ons wil gebruik nie. Die woord van God moet ons denke hervorm, moet ons lewens nuut maak, moet ons gesinne herstel, moet ons huwelike regeer, moet ons aanbidding bepaal, en daarom die opdrag, die woord van God moet verkondig word in ons lewens en uitgedra word deur ons lewens. As ek en jy die woord hoor, is dit goed, maar dit kan nie hier stop nie. Dit moet my lewe verander. Ek moet gaan doen wat die woord vra, en ek moet hierdie woord gaan deel met mense van die wêreld. 2 Timoteus 2 vers 4, of liewer 2 Timoteus 4 vers 2, kom Paulus en sê, verkondig die woord, hou aan, tydig en ontydig. Die kerk se taak is nie om mense te vermaak nie. Die kerk se taak is nie sielkundige motivering dat jy beter oor jouself kan voel nie. Die kerk se taak is nie politieke aktivisme nie, of om mense tevrede te stel nie. Die kerk se taak is om die woord te verkondig van Genesis tot Openbaring, en jy moet jou lewe in lyn daarmee bring. Want net die woord kan red deur Jesus Christus en deur die Heilige Gees. Die woord het al baie aanvalle oorleef in hierdie wêreld. En die woord sal nog baie aanvalle oorleef in die toekoms. Mense probeer al vir eeue lank die woord van God, die Bybel, vernietig, afkraak, verdagmaak, onwaar maak. Ons weet van hoeveel konings wat dit probeer het. Diktators, filosowe, bekende ateïste, selfs liberale teoloë, ja ook hier in ons tyd waarin ons lewe. Almal het al probeer. Maar broeder en suster, die woord van God staan vas. Waarom? Omdat God self sy woord bewaar. In Jesaja 40 vers 8 staan daar, die gras verdor, die blom verwelk, maar die woord van onse God hou stand tot in ewigheid. Geliefdes, wat gaan jy doen met die woord van God vandag? Want hierdie woord troos gebroke harte. Hierdie woord ontmasker die sondaar mens. Hierdie woord openbaar Jesus Christus. Hierdie woord waarsku oor die hel en talle mense wat daarheen op pad is. Hierdie woord verkondig die volle evangelie en hierdie woord wys die pad na die ewige lewe. Moenie die woord van God afskeep nie. Moenie dit verag nie. Lees dit, glo dit, onderwerp jou daaraan, bewaar dit in jou hart en verkondig dit aan mense sonder enige skaamte. En bo alles, kom na Jesus Christus toe, die middelpunt van die woord. Want die geïnspireerde woord van God het een groot doel, om verlore sondaar mense na die verlosser, Jesus Christus te bring. Amen. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons vanmôre hierdie kosbare boodskap uit u woord kon ontvang.
U het hierdie boodskap vir ons bedoel in tye soos hierdie. Here, ons erken dat daar talle mense in hierdie wêreld is wat u woord nie wil glo nie, wat dit afkraak of probeer verdraai of minder belangrik beskou. Maar Here, ons weet, u woord is goddelik geïnspireer. En u woord is die waarheid. Dis die lig vir ons pad en die lamp aan ons voet. Dankie vir u woord wat u aan ons gegee het. Laat ons hierdie woord ons eie maak. En wanneer ons die boodskap van die Here se woord hoor, laat dit nie net daar by ons stop nie, maar laat dit ons harte nuut maak, ons lewens vernuwe en ons motiveer en inspireer om hierdie boodskap te gaan deel met wêreldse mense. Dit is u opdrag. Dankie dat ons kerk van Christus kan wees met u woord wat sentraal staan. En daardie boodskap, naamlik dat Jesus Christus die Here is, wil ons graag ook uitdra in ons gemeente, maar ook in die wêreld elke dag. Inspireer ons deur die Heilige Gees om ywerig u woord te gehoorsaam en te gaan uitleef in hierdie wêreld. Dankie vir hierdie boodskap vandag, Here. Ons kom wy ons aan u toe. Bevestig vandag u woord in ons lewens. In Jesus Christus se naam bid ons dit uit dankbaarheid. Amen.